Laat die gees van God reën oor ons. Ek weet nie van jou nie, maar ek het 'n opgewondenheid in my gees, want ek het 'n verwagting. En gewoonlik is daar 'n verwagting is, dan gebeur daar iets. Ek weet nie van jou nie, maar ek weet vanmôre verseker, God is hier nie. En omdat God hier is, wil ek nie wees vanmôre. Dis waar dit gaan vanmôre. Halleluja. Jy kan die sitplek neem, of die musiekspan vooral net hier voor te bly. Ek wil vra dat die discipelskap ouens na vore kom, en dis my voorreg om vanmôre vir Jan en sy groep ook hier te hê. So hulle gaan ons help die. So almal wat discipelskap gedoen het, julle is welkom om na vore te kom. Ek het 'n groep, en Jan het 'n groep, en ons gaan hulle almal vanmôre hulle voorskote gee. En dis vanmôre so lekker, julle kan hier voorkom staan, hier langs die dames. Halleluja. Ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit altyd lekker. As mense by God uitkom en dit raak al hoe beter, dan raak het vir my al hoe lekkerder. Dis wat het vir my saak maak vanmôre. So, ons gaan vanmôre vir elkeen van hulle sê, baie welkom. Ek is bly, hele groep is ook hier vanmôre. Hulle doen ook saam met ons die discipelskap, onder leiding van John. En John, ek wil vir jou sê, dankie dat jy ingekoop het in hierdie droom van God. Het is my lekker om jou te sien vanmôre, my vriend. En ons doen hierdie met 'n rede. Want nou haal ons julle borslappe af, en nou sit ons voorskoot aan. So nou word jy nie meer gevoer nie, nou gaan jy help voer. Dis waaroor dit gaan. Jy gaan 'n deel word van 'n span wat vanmôre sê, ons wil help te bedien vanmôre. Dis hoekom ons hier is. Amen. Kom ons steek ons hande uit nou, dat ek wil graag vir hulle gebed doen voordat ons hulle voorskoot aansit. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan bid en sê, Abba, Vader, want U is ons Vader. Here, ek wil vanmôre bid, van discipelskap beteken, I urge you to imitate me as I imitate Christ. Here, as ander mense doen wat ek doen, wil ek asseblief bid en vra dat hulle by God sal uitkom. Here, dit is ons grootste begeerte vanmôre. Here, ek wil vanmôre bid en sê, aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons harte. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat die musiekspan van ons ietsie speel, terwyl ons nog die voorskote gaan aansit hier, so baie dankie. Dit is so lekker om vanmôre hulle te kan bedien vanmôre. Kom ons gee hulle 'n lekker hande klap. Amen, die muzikanten mag gaan sit, baie dankie. Ek wil vanmôre so 'n bietjie praat uit
'n donker plek. Dis snaaks dat wanneer dit donker word rondom ons baie keer die gevoel kry, ons is alleen. Snaaks as dit baie keer donker word rondom ons, dat ons baie keer voel, dinge loop verkeerd. En dit voel baie maal of God ver van ons is. En baie maal wanneer ek bid, dan is daar een ding wat deurbreek en dis soos 'n sonstraal wat op my skyn. Maar as ek rondom my kyk, is my omstandighede nog donker en dor en nat. En ek voel alleen. En ek wil vanmôre Galasiërs 5:24 met jou deel wat sê, maar die wat aan Christus behoort, en die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Dis nie altyd maklik om in 'n plek te sit waar dit voel God gee nie op nie. Dis nie altyd maklik om in 'n plek te wees waar jy voel jy's verlore nie. Maar ek wil vanmôre so 2 of 3 minute van jou tyd vat en met jou praat oor wat gebeur. Ek het hierdie week 'n diep donker week gehad en ek het Vrydag aand tot die dood toe moeg op my bed gaan klim. En ek het so gevoel soos ek nou voel. En ek het gaan lê voor die Here gesê, ek weier dat die vyand steel wat hy by my steel. En daarna kom het by my op, wanneer sal ons dan kan sê, ons lewe, wanneer sal ons dan kan sê, ons het die vlees afgestaan? Wanneer sal ons kan sê, ons het die vlees gekruisig? As ons deur een Gees lewe, laat ons ook deur een Gees begin wandel. Ek wil vanmôre met jou praat en vir jou sê, die Here het my gestuur vanmôre met 'n opdrag. Vanmôre wil ek hê, jy moet vanmôre eers na jouself begin kyk. Jy sien, hier het my verskriklik laat dink, want ons is so gemaklik met onsself. Ons raak baie keer, ons kom baie keer op 'n plek waar ons gemaklik raak met wat ons doen. Ons raak gemaklik in waarmee ons besig is. En baie keer is die vlees geneig om oor te neem, want ek sien dinge gebeur, en ek sien dinge rondom my verander, en ek dink, dis as ek hierdie doen, of as ek daai doen, gaan dit nog beter werk, maar daar kom 'n punt, wat die vraag by my opkom, het jy gesterf, en is jy gekruisig? Jy sien, ek moet vanmôre verstaan, dat die kruisiging is nie iets om iets ligteliks op te neem nie. Dis nie vanmôre om te sê, ja maar, ons is gekruisig nie. As jy nie die pyn gehad het van die kruis nie, sal jy nie verstaan wat die kruis beteken nie. Jy sien, die het my begin pla. Ons is so geneig om baie maal te kyk na Jesus aan die kruis
en ons sê, dankie Here, U het aan die kruis gesterf, maar ons het nog nooit die pyn ervaar, wat God, Jesus laat ervaar het nie. En hier het my verskriklik laat dink, oor hoe lyk my gees, en hoe lyk my vlees, wandel ek deur vlees, of wandel ek deur gees, en nie deur aanskouing nie. Jy sien, ek wil net vanmôre verstaan dat, toe ek vanmôre hier die ligte afsit, en dit donker is rondom ons, het ons almal die gevoel gehad van, hier gaan iets gebeur. Ek wil net vanmôre verstaan, dat Jesus in 'n put gesit het, vir 'n hele dag, waar hy hom af laat sak het in 'n grot in, waar hy gesit het, en gewag het, om verhoor te word, om te hoor, wat is die uitslag? Kan ek dit maar vanmôre vir jou sê, dis baie keer, in die put van omstandighede, is baie keer in die put van ons lewens, waar ons onsself moet kruisig, dat Jesus kan opstaan, triomfantlik in ons lewe. Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, dis donker, en dis nie lekker, waar ons baie keer is nie, maar ek het iets besef, dis nodig. Hoe dieper, en hoe donkerder die gat is, hoe groter kan my oorwinning wees. Hoe dieper en hoe donkerder my omstandighede is, hoe beter sal ek uitstap. Ek wil gou met jou vanmôre deel, wat God in my hart begin plaas het. As ek na die eerste skrif toe kan gaan, het hy gesê daarso, dat hy sê, as ons aan Christus behoort, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Ek wil vanmôre 'n vraag vra, en dis omdat ek wil hê jy moet introspeksie doen vanmôre. En my vraag is vanmôre, wanneer laas het jy jouself gekruisig? Jy sien, elke keer wanneer my vlees oorwin, elke keer wanneer my vlees 'n begeerlikheid het, en ek daarop reageer, en ek praat nie net van finansies nie, ek praat nie net van welles nie, ek praat nie net van daar's baie dinge, wat deur ons hart te hardloop, wat ons vanmôre sê, Here, ek verstaan nie, hoekom hierdie goed my lewe begin oorheers nie, want ek wil jou vanmôre sê, as jy dit nie gaan kruisig nie, gaan dit jou kruisig. As jy dit nie vanmôre meer gaan klaarmaak en doodmaak nie, gaan dit jou doodmaak vanmôre. Ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, God is nie vanmôre 'n God wat kyk wat jy doen nie. Hy kyk waarmee jy besig is. Hy ken die intensiteit van jou hart. Ek het Vrydag aand toe ek voor God gaan lê, ek tot die dood toe moeg op my bed neerslaan. Ek het my slaap van die slaap gehuil. Terwyl ek lê huil voor God, so in die slaap raak, te dink ek wonder, want ek so hier wat dan wakker begin word, jy weet in jou bewusheid, en begin ek myself te vra, ek wonder wat doen God? Ek het gelê, ek het in die slaap geraak, en ek het nie eers met hom klaar gepraat, oor wat my pla nie. En ek het my kamer se ligte en goed was reeds af. En die TV was nog aan en daar 'n lig in die TV uitgeskyn, en ek het daarin gegaan, en ek hierdie mout wil vat om hom op te
suiwer, wat spierwind is, soos 'n spierwind woestyn, met die mooiste boom wat op die kant staan. En dadelik sê ek vir die Here, ek voel partykeer soos hierdie woestyn, ek voel droog en leeg, en het voel vir my of God my verlaat het, het voel vir my of ek ver is, het voel vir my of dinge nie reg is nie, en God sê vir my, wanneer laas het jy jouself gekruisig, wanneer laas het jy gesê, Here, ek voel die pyn, ek ervaar die vrees, ek ervaar hierdie goeders, Here, ek is jammer. Jy sien, ware belydenis is wanneer ek by God kom en sê, ek wil so verander, dat het nooit weer sal gebeur nie. Ek wil begin klim vanmorgen en vir jou sê, wanneer ek die vlees kruisig, kan die gees begin oorneem. Daar is 'n konstante oorlog tussen vlees en gees. Daar is 'n konstante oorlog tussen wat ek wil doen en wat God wil hê ek moet doen. Daar is 'n konstante beklei tussen ons, en dadelik, terwyl ek besig is om voor die Here te lê, te sê, Here, ek gee oor. Here, ek gee oor, want ek kan nie meer nie. Ek gee oor, want ek weet nie hoe nie. Ek gee oor, want ek verstaan nie meer nie. Ek gee oor, want ek verstaan. En dadelik was daar 'n intensiteit in my hart. Het het gevoel, iemand vat my hand en druk hom so. En ek het dadelik begin huil en ek gesê, Here, dis seer. Dis seer, Here, dis seer. En dadelik sê die Here vir my, dis 'n druppel in die emmer van waarneer ek was. Jy sien, om iets dood te maak, of te kruisig beteken, ek maak klaar. Is het nie amazing, dat toe Jesus aan die kruis hang, was sy laaste woorde, it is finished. Dit is volbring. Dis klaar. Dis verby. Dis snaaks hoe die vyand sy bes probeer om jou vanmôre te vertel, jy het dit nie nodig nie. Ek het dan terug die stelling van hierdie kansel afgemaak en ek wil vanmôre weer maak. Ek het Jesus gevra, hoeveel keer moet ek myself kruisig? Hoeveel keer moet ek myself kruisig? En daarom kom dit by my op, hoeveel maal is Jesus gekruisig? Eenmaal is, ek sê ja, Here, is eenmaal gekruisig. En dadelijk sê die Here vir my die woorde, hoe ver het hy sy kruis gedra? My kop sê dadelijk 2,1 kilometer, want dis vir die Via Dolorosas, maar dadelijk kom het in my hart op, doordat hy dood is. En ek begin iets agterkom, dat hier die skrif is nie vanmôre net gegee
vir jou om te lees nie. Daar's 'n kruisigingsproses wat nog moet plaasvind, wat ons vlees lewe nog. Dis wanneer ek sê, dit maak nie saak nie wat God besluit, is die belangrikste. Dis wanneer ek sê, ek gaan ongelukkig nie reageer, soos wat jy wil hê moet reageer nie. Want God se besluit is die belangrikste. Ek gaan ongelukkig nie jou vloek en skree nie. Want God se besluit is die belangrikste. Ek gaan ongelukkig jou nie met die vuis slaan of jy met die kar raak nie. Want God se besluit is die belangrikste. Ja, ons word kwaad. Ja, ons sondig. Maar elke keer as ek sondig, moet ek weet, daar's 'n pynigingsproses waardeur ek moet gaan om ontslae te raak. Hoekom pyniging en geen kruisiging was maklik nie? Kan ek dit vanmôre vir jou sê, vergewe my. Jy sal nooit iets opgee as dit jou nie seer gemaak het nie. Maak dit sin? Solank het jou nie seer maak, is jy okay. En ek het gisterand voor die Here gelê en ek het baie gehuil. Want weet jy wat? Emosioneel het ons gebreek. Geestelik is baie mense stukkend. En dan sê ons baie keer, pastoor, die ou duiwel is daarom lastig. As jy die sonde doen, is dit nie lastig nie. Dis die kruisiging wat lastig is. Die sonde is nie seer nie, dis die kruisiging wat seer is. Jy sê, as jy 'n kind van God is, en werklik 'n kind van God is, maar die wat aan Christus behoort, as jy aan hom behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Volgende vers asseblief. As ons deur die Gees lewe, is nie te sê, ek is nou permanent dood nie. Dis nie te sê, ek hoef niks te doen nie, want ek mos dood nie. As jy saam met jou vlees wil sterf, gaan jy. Of jy kan kies om deur die Gees te begin lewe, en daar volgens te wandel. Kyk gou vir die ou langs jou, en sê vir hom, ek het 'n paar goed, wat ek moet kruisig. Weet wat is die slegste van alles? Seker nou sê, pastoor, hoe kan jy so iets oor my lewe sê? Die Bybel sê, as ek sonder sonde is, dat ek eers die klip gooi. As ek, hy sê, hy wat sê, hy is volmaak, is 'n leraar. So ek weet, is al met sonde. So vanmôre wil ek hierdie uitnodiging in jou rig. It's time to crucify what needs to be crucified. Die gevaarlikste plek in die hele lewe om te wees. Wil jy dit môre hoor? Die gevaarlikste plek is nie om verlore te wees. Die gevaarlikste plek om te wees is om sonde te doen. En dit raak jou nie weer. Dis die gevaarlikste plek om te wees.
elke hoof gebuig, elke oog gesluit. Ek wil hê niemand moet rondkyk vanmôre nie. Here, ek moet iets kruisig. As jy vanmôre hier sit, en die Gees van God begin in jou hart te werk, en jy kan sien en verstaan, daar's dinge in jou lewe wat as jy dit nie gaan doodmaak nie, gaan dit jou doodmaak. Dan het dit tyd geword om dit te kruisig. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, ek weet dit gaan seer wees. Ek weet dit gaan moeilik wees, en ek weet ek gaan gespot word. Here, ek wil klaarmaak. Wil ek jou nooit staan op jou voete saam met my. Want ek wil vanmôre sê, I'm done. Ek wil klaarmaak met die vlees. Ek hoor vanmôre 'n hamer wat val. Ek hoor vanmôre hoe spykers ingekap moet word in my lewe. Here, dit is seer. Dis moeilik. Ek is jammer, Here. Ek verstaan nou wat sonde gedoen het aan U. Ek wil U vra, vergewe my, Here. Maak my los van my vlees. Maak my los vanmôre van my begeerlikhede. Maak my los van my hartstogte. Maak my vas aan die genadetroon. Here, ek kruisig my vlees opnuut vanmôre, sodat ek in die Gees kan wandel, soos wat U wil hê ek moet doen. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek kan die sitplekke neem. Ik wil een laatste gedachte met jullie deel. Ik heb hierdie week geselskap gehad met Ietjie, met Ietjie. En ek en hy gesit en gesels oor 'n paar goed en sy woorde was, Jesus, die woord is hierdie laaste paar week baie hard. Ek weet wat het op my by my opgekom en ek het dit van hom gesê ook, te sê dat Gods wees met skoon te maak. Ek vat liewers die hart en die word skoon. As wat ek vanmôre wil geprys word en gesê, well done. Ek vat liewers die seer van die kruis, maar ek weet my saak is reg met God. As wat ek die palmtakke en die lofprysing vat, en ek maak het al nie. So vergewe is die woord hard was. Wanneer met my uitsond, die sonde met God uit. Niks met my te my nie. Ek het die klip in die bos gegooi. As ek jou raak gegooi het, nie my skuld nie. En ek weet jy is in die bos nie. Wat
Wat ek wel vir jou wil sê is, soek God, soos nog nooit van tevore nie. Want die vyand is daarom uit te kloot te verwoes en jou dood te maak. Soek God met alles